Goeiemôre julle, is die klankstelsel aan? Fantasties. Fantasties, nee, ons toets hom net seker maak. Want die mense sê ek het 'n geneigtheid om sag te praat. Ek dink enige getroude man doen dit. Ergens in sy lewe, né? Yesie. Dit lyk goed hier by julle. Laaste keer wat ek hier was hier nie 'n stukkie gras in hierdie tent nie. Ek kan dit onthou. Dit was 'n stowwerige ervaring, maar dit lyk beter, dit lyk goed. Hoekom is julle hierso? Ek wil net weet, daai noodpersoneel is hulle hierso. Kan ek net sien, ek het nie idee hoe lyk julle nie. Is hy net 'n oomblik uit? Ai, ek ken vir Kobus. Hi Kobus. Ek dink jy moet nader staan, hierdie ouens lyk half dood. Is dit nodig om 'n polsie te vat en 'n druppie in te sit, laat ons net kan aangaan? OK, alright, fantasties, ek hou daarvan. Hoekom is julle hierso? OK, alright. 'n Afspraak. Dit klink vir my baie formeel, baie formeel. OK. Julle wil leer. Werner, jy sien uit na wat? Dis waar ons wou wees. By die wederkoms, né? Hoekom is ons hier? Ons is op pad ergens heen, is dit nie so nie? Dit sê voorwaarts ek sal gaan. Waarheen gaan julle? Ons gaan huis toe. Ons sien uit. Ons wil gaan. Wie van julle glo die wederkoms van Christus moet naby wees? Come now. Amen, né? En dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons hier is, want ons glo die Here het vir ons gesterf. Ons glo ons is vrygemaak deur sy groot genade en ons is op pad ergens heen. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat U vir ons reisende genade geskenk het. En ons dink aan diegene wat dalk nog hulle weg maak en ons dink aan diegene wat môre hulle weg gaan maak as dagbesoekers. Dalk as kampers wat nog inkom en ons vra U dat U ook hulle genadig sal wees. Ons weet die duiwel wil alles in sy vermoë doen om ons te verwoes. En daarom loof en prys ons U vanoggend dat ons hier kan wees. Ons loof en ons dank U vir die sonskyn en ons vra U laat U liefde ook so sal skyn vanoggend hier en met die res van die kamp se verrigtinge. Liewe Here, ek wil vir U vra dat U die engele sal stuur om die duiwel en sy bose engele hier uit te hou. Ek vra U, liewe Heer, deur die groote genade van Jesus, laat U weer opnuut met ons sal kom tabernakel vanoggend. Liewe Heer, niemand van ons hier verdien dit nie. Maar ons vra U vir U teenwoordigheid hier. Kom lei ons deur die woord. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So ons het nou reeds bepaal, ons is ergens heen op pad. Is dit maklik om te trek? Is dit lekker? Wie van julle het al baie getrek, gereeld getrek in julle lewens? The Great Adventist Movement, nee, wat is dit in Afrikaans? Die groot Adventiste beweging. Laat dit toe dat sekere van ons in hierdie saal met sekere beroepe meer trek as die gewone lidmaat in die Adventiste kerk. Is dit nie so nie? The Great Adventist Movement is trek lekker, nee dit is nie. Hoekom nie? Dis traumaties. Dit bring ons by 'n punt waar ons die bekende opgee en verruil vir 'n tipe van 'n onbekende. Maar daar's ook 'n goeie kant aan trek, né? En wat is dit? Ons maak skoon. So ons moet van ons dingetjies ontslaa raak. Ons gaan deur ons kaste en ons kyk na hierdie ding. En ek het nie idee wat dit is nie. Maar dit is in my kas. En ons gooi dit uit. Nou sommige van ons het 'n geneiging, die Engels praat van hoarders wees, opgaarders wees. Nou my vrou en my skoonpaas van daai mense. Niks is rommel nie. Niks is weggooibaar nie. So elke keer wanneer ons trek dan gooi ek uit.
kry swart sakke en gooi uit en ons sit dit in die asblik en ons sit dit in die straat en ons hoop die manne wat verbykom vat dit en hulle gaan aan. En dan elke keer as Ariana by die huis kom, dan kyk ek so deur die venster en dan sien ek my vrou lyk nou soos daai asblik grouers. Sy kyk nou en oordeel wat het ek gegooi wat sy natuurlik nog kan gebruik, wat sy in die laaste 15 jaar nie gebruik het nie, maar eendag is eendag gaan ons dit gebruik. Maar dit gee ons die geleentheid om skoon te maak. Nou ons is pelgrims deur hierdie wêreld, reg? Voorwaarts ek sal gaan. Maar nou wil ek vir julle vra, en dit is 'n moeilike vraag om 9:00 op 'n Vrydagoggend te vra, miskien is daar van u wat nog nie ontbyt ingehaat het nie. Hoekom is ons nog nie daar nie? Hoekom is ons nog nie daar nie? Die werk is nog nie klaar. Sean sê die werk is nog nie klaar nie. Ons is nog nie reg nie. Ons klou te veel aan die dinge van die wêreld. Kan dit wees? Moontlik dat daar 'n stukkie Egipte binne in ons is waarvan ons nie van ontslaaf word raak nie. Kan dit wees? Hoe lank kan ons in die wildernis nog ronddwaal? En Sean is reg. Dink as Sean wat dit gesê het. Die Sean het gesê die werk is nog nie klaar nie, dis deel daarvan. Die persoon wat gesê het, sy karakter, Renée, dit was jy. Sy karakter is nog nie ten volle in ons geopenbaar nie. En dit kan nie wees, as ons vashou in die dinge van Egipte nie. As die Bybels hier is, nooi ek om oop te maak by Eksodus 10, en ons kernverse van vanoggend is dan Eksodus 10 vers 8 tot 10. Is julle Bybels hierso? Daar verloor ek die helfte van my Bybel. Asseblief sê vir my julle Bybels, is dit op die fone of op die tablette of wat ook al dit is? Solank as dit hier is. As die dare sê net vir ons amen. As die Bybelse batterypap sê net oeps. Okay. Ek lees uit die 33-53 vertaling en die woord van God lees as volg en dit sê: Daarom bring hulle Moses en Aaron na Farao terug. En hy sê vir hulle: Gaan heen, dien die Here julle God. Wie is dit eintlik wat wil gaan? So Farao vra: Wie is dit nou eintlik wat wil gaan? Die Engels sê dit eintlik: Who will be going? Wie gaan julle saamvat? En Moses antwoord: Ons wil gaan met ons jong mense en met ons ou mense, met ons seuns en met ons dogters, met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Here hou. Toe sê hy vir hulle: Mag die Here so met julle wees, as wat ek julle en julle kinders sal laat trek. Pas op, want julle het 'n verkeerde ding voor oë. So vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor die 8ste plaag. Nou wow, leraar, ons wil gaan. Hoekom die 8ste plaag? Die 8ste plaag is obviously duidelik dat die Here dit in die gedagtes van die Israeliete wil insement dat ek is julle verlosser. Ek is julle God. Ek is die een wat julle gaan vrymaak. Ek is die een wat julle in staat gaan stel om te gaan. Maar verder, wat die 8ste plaag begin doen is, God begin die Israeliete 'n identiteit te gee, wat anders is. Anders as die Egiptenare. Of so moes dit wees. Dis wat God graag wou hê. Nou soos ons deur hierdie lewe gaan as pelgrims, wil ek u vra, ek dink almal wat hier is Christene, en ek dink meeste wat hier is Adventiste. Is dit maklik? Nee. Hoekom nie? Wat sê Wilma?
Dis nie maklik nie. Is hierdie wêreld ten gunste vir Christendom of antagonisties? Teen Christendom. Absoluut. So God se openbaring werk op 3 maniere. Volgens die boekie Steps to Christ, skrede na Christus, is dit deur die natuur. Dan werk God se openbaring deur sy woord wat hy ons gegee het, deur die profete, deur die heilige geskrifte, maar dan ook deur my en deur jou, deur die kerk. Dis die 3 maniere wat God homself aan die wêreld openbaar. En hoekom? Hoekom openbaar God hom aan die wêreld? Om wat se rede? Come on, dis kommunikasie, ons praat met mekaar. Hoekom wil God homself aan die wêreld openbaar? Hy wil hê dat almal gered moet word en herskape word in na sy beeld. Kyk vir my Eksodus 9 vers 16. Maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan. God praat hier met die Farao. Hy sê vir hom, om hierdie rede bestaan jy nog, dat ek jou my krag kan toon. En dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. God wil hê die hele wêreld moet weet wie hy is. Is dit reg? Of was dit net so in die dae van Moses? Nog steeds wil God weet, almal moet weet wie hy is. Hoekom? Want net 2 dinge gaan gebeur in die einde van daai. Of ons gaan God aanneem en onsself totaal en al oorgee vir hom. Of ons gaan hom totaal en al verwerp. Of ons gaan gered wees. Of ons gaan verlore wees. En sê die woord nie, God wil hê, laat niemand verlore gaan nie. Is dit nie God se woord nie? God wil nie hê, laat een persoon verlore gaan nie. Wow. En daarom wil ek vir julle sê, God is konstant besig om homself te openbaar aan die wêreld. En net een van 2 dinge gebeur. Net een van 2 dinge. Ons is klaar met die introduction, nou kan ons begin. Eksodus 10 vers 1, volg asseblief saam met my. Want God is besig om ongelooflike dinge te doen. Verder het die Here vir Moses gesê, gaan na die Farao toe, want ek het sy hart verhard, en ook die hart van sy disippels. Was dit God wat Farao se hart verhard het? Nee, so God het homself geopenbaar, konstant, aan die Egiptenare. En toe kom die pla, en God wou hê dat elkeen hom moes aanneem as hulle verlosser God, moes sien dat hy die groot God is, maar deur sy openbaring het hulle harte verhard, want hulle wou hom nie aanvaar nie. Ek het hierdie tekens van my onder hulle kan verrig, en die tweede been, dat jy voor die ore van jou kind en jou kindskind kan vertel wat ek aan Egipte aangedoen het, en my tekens wat ek onder julle gedoen het, dat hulle kan weet dat ek daardie woordjie Jahwe is, die God van die verbond, die Here. So die Here sê vir Moses en Aaron, Egipte lê verpletterd. Daar was 'n pes onder die vee. Daar was bose swere aan die mense. Daar was 'n groot haalstorm. Die magtigste nasie van sy tyd lê verpletterd teen die hand van God. En hy sê vir Moses en Aaron, kom hier. Ek vra julle, laat julle weer na die magtigste man in hierdie wêreld toe gaan. Want sy hart is verhard. Syne en die diensknegte sin. Want ek het groot wonders en tekens gedoen, maar ek is nog nie klaar nie. En wanneer julle gaan julle ook, sodat wanneer julle eendag by julle kinders en julle kleinkinders gaan sit, hulle sal kom en sê, ja pa, wat het hier gebeur? Julle kan getuig van die groot dinge wat ek onder hulle kinders gedoen het. Nou wil ek julle vra vanoggend, weet jou kind en jou kleinkinders
hoekom jy Adventis is. Weet hulle dit? Dink net vir julleself, toe daardie groot groep mense uit Egipte verlos is, toe hulle deur daardie Rooi See geloop het, op droë grond, terwyl hulle agter gekyk het hoe daai Egiptiese soldate aangestorm kom, daai strydwaans, en hulle verdrink in dieselfde plek waar hierdie Israeliete oor droë grond gestap het. Dink net vir julleself, tussen daardie miljoene mense, julle gaan dit nie glo nie, was daar hier en daar 'n dame wat swanger was. Toe hulle deur daardie woestyn stap, en hulle kry daai klein pietsaatjies wat so uit die lug uitval. Is daar swanger dames, wat ook van daardie pietsas geniet het. Toe hulle by Mara kom en daai bitterwater proe, en Moses wat die staf daarin gooi en dit word soet, was daar ook daardie swanger dames, wat dit geproe het. Hulle kom by die berg Horeb, en Moses gaan op, en elke keer as God spreek, dan hoor daardie swanger dames, hoe die aarde bewe, hoe die weerlig slaan, en nie lank daarna nie, is daar van daardie dames wat geboorte skenk. En vir 40 jaar lank, loop daardie volk rond in Egipte land, op pad waarheen, in die wildernis, op pad waarheen is hulle? Die beloofde land, waar is ek en jy nou? Ek hoop van harte, ons is nie meer in Egipte nie. Maar dit mag wees dat sommige van ons nog in Egipte vasgevang is. Ons is veronderstel om nou in die wildernis te wees, op pad waarheen? Die beloofde land toe. En daai vrouens gee geboorte en daardie kinders word groot. En op een of ander stadium kom daardie kind op 'n plek waar hy intellektueel sy eie keuses wil begin maak. Vir hom dinge uitredeneer. Ek weet nie of wat sy ouderdom gebeur het nie. In my huishouding lyk dit of dit op 5 gebeur. Ons kan van Marlo niks leer nie. Hy weet alles. Maar ergens gebeur dit en daai kind kom. En hy sê, pa, daai lammetjie wat jy nou gevat het, Bixie, jy het vir Bixie geslag vanoggend. Yes, pa, hoekom? Ja, daar was niks fout met hom nie. Hy was sonder gebrek. Hoekom slag papa hom? Papa vat vir Marlo en hy tel hom op sy skoot en hy sê, weet jy wat? As hy nie geslag was nie, sou ek en jy sterwe en ons sou nie die beloofde land sien nie. Sabbat kom aan en Marloutjie sê, papa, ek verstaan nie. Gister het daai pietsaatjies gereën. Meer as die ander dae. En ons het baie opgetel en weet papa niks het gebeur nie. Hoekom? Maar vandag is daar niks, ons gaan nie uit nie. Ons sit vandag en hoe Moses lees vir ons van daai tablet af. Hoekom papa? En papa verduidelik vir hom wie die skepper God is. En laat ons verhouding met hom 'n fees is. En laat die Sabbat eintlik 'n feesaangeleentheid is. En laat daar feeste deur die jaar is wat ons hou, want die Here het ons geskape, maar ons ook verlos. En nou vra ek vir julle hier by Limpopo kampvergadering, weet jou kind dit? Hoekom ons hier is? Is ons verhouding met die Here 'n fees? Sien ons geliefdes dit? Of is ons 7de dag Adventiste, want ons mag nie? Ons mag nie en ons moet nie. Dit klink nie vir my na 'n fees nie. Dit klink glad nie vir my na 'n fees nie.
Die Here sê, dis julle identiteit. Ek doen hierdie tekens. En moenie vir my sê, julle sit hier vanoggend en ek staan hier vanoggend en die Here het nog nooit tekens en wonders in ons lewens gedoen nie. Weet ons geliefdes dit? Weet ons dit? Kom ons gaan aan. Chris het vir my sê, hierdie ding se batterye hou net 20 minute. Sodat hulle kan weet, dat ek die God is, wat die verbond vervul. Ken ons se kinders daardie God? Die God wat die verbond vervul. Toe gaan Moses en Aaron en Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank weier jy om jou voor my te verontmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Geliefdes, ek en jy is hier vanoggend, en die Here sê, moet asseblief nie 'n struikelblok wees nie. Laat my volk gaan, sodat hulle my kan dien. Ons moenie die Christen geloof en ons geloof swaar maak op die om ons nie. Dit moet ten alle tye 'n fees wees, sodat ons kan gaan om die Here te aandien. Want as jy weier om my volk te laat trek, kyk, dan bring ek môre sprinkaan in jou grondgebied. Net toe daar hoop kom vir Egipte na die haal. Toe daar groen graspraatjies uitkom en die bome weer bot. Toe sê hy, môre stuur ek sprinkane. Maar soos dit julle nog nie gesien het nie. Dit gaan in julle huise wees, dit gaan buite wees, dit gaan pikdonker wees as gevolg van die sprinkane. Vers 7, toe vra Farao se dienaars vir hom, hoe lank sal die man vir ons 'n stryk wees? Ek wil julle sê, dit is ook moontlik, dat wanneer ons staan vir God se karakter, ons 'n stryk verander kan wees. Laat die manne trek. Luister, laat die manne trek. Laat die manne trek, dat hulle die Here hulle God kan dien. Weet u nog nie dat Egipte lê te gronde gaan nie? Hier sê die dienaar vir Farao, hy sê, hier's niks oor van die magtigste nasie in die wêreld nie. Laat die manne gaan, los die swanger vrouens en die kinders hier, dan weet ons ten minste hulle sal terugkom. Laat hulle vee ook hier hou, want ons het nie meer vee oor nie. Ons het hierdie mense nodig om Egipte te herbou. Laat die manne gaan, ons weet hulle sal terugkom. Daarop bring hulle Moses en Aaron na Farao terug, en hy sê vir hulle, gaan heen, dien julle Here God. Hy dink hy's slim. Gaan, dien hom. Wie is dit eintlik wat wil gaan? En dit is ons tema dan vanoggend. Ek vra vir Limpopo, wie is dit nou eintlik wat wil gaan? Julle sê voorwaarts, ek sal gaan, ons is op pad die ewigheid in, na die beloofde land toe. Nou is my vraag, wie is dit eintlik wat wil gaan? En dan antwoord Moses hom en hy sê, ons wil gaan. Ons. Met ons jong mense en met ons ou mense, met ons seuns en met ons dogters, met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Here hou. Amen. So ek is jammer vir die organiseringskomitee, voorwaarts ek sal gaan. Die identiteit wat God skep, is nie ek sal gaan nie. Voorwaarts, ons sal gaan. Die Amerikaanse weermag het die gesegde wat sê, geen gewonde soldaat word agtergelaat nie. Ons sal gaan. Vrouens, kinders, swanger, ou mense, krepelmense, mans met die vee. Want ons wil 'n fees vir die Here hou. Ek vra weer vir julle, waarheen is julle op pad? Come on, waar is hy? Beloofde land. En wie is dit eintlik wat wil gaan? Ons wil nie alleen gaan, Here, nee. Ons wil nie. Ons wil nie. Die vraag dan is,
Hoekom is ons nie daar nie? Miskien 'n stukkie Egipte wat nog verwyder moet word. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, Openbaring 9, wanneer die 5de trompet geblaas word, is dit die sprinkane wat oor hierdie wêreld kom, om almal te verslind en te beskadig wat nie die siel van God het nie. Ag liewe Here, ek vra U, laat ons nie blind sal wees vir die wonderdade en die wondertekens wat U al in ons lewens gedoen het nie. Liewe Here, as U so groot is, dat U daardie tekens in Egipte land kon doen, daardie plaag kon uitgiet, om die Israeliete te verlos, laat ons wat vanoggend hier sit besef, daar is niks in ons lewens wat vir U te groot is nie. U is die verbondsgod, Jahwe. Daar is niks wat U nie uit ons lewens uit kan verwyder, sodat ons nie saam met U sal wees nie. Help ons, liewe Heer, laat ons harte vir U sal oorgee. Laat ons identiteit daarin sal hê, dat wanneer die mense ons vra, waarheen gaan julle? Waarvoor maak julle klaar? Dat ons sal sê, ons en ons kinders en ons ou mense, en ons vee is op pad na die beloofde land. En mag ons lewens getuig, dat daar 'n fees is waarvoor ons voorberei. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.